dankie dat ons vandag hier in u teenwoordigheid by mekaar kan wees. En Here, dankie dat u die lewendige God is, wat steeds praat en steeds werk en steeds mense se lewens verander. En Here, ons bring regtig elke verwagting wat elke ou vandag in sy hart het en wat ons nou net verwoord het, dit bring ons voor hierdie diens begin. Bring ons dit na u toe. Here, u ken ons harte, u weet uit wat het ek vanmôre gestap om hier te wees. U weet dit van my, u weet dit van ons elkeen. U ken ons harte, u ken ons denke, Here, en u ken ons emosies, belangrik op hierdie oomblik. En daarom bid ons nou, Here, laat u vrede van ons besit neem, sodat niks vandag in hierdie erediens gaan kom steel dit wat u hier wil doen nie. Ons verklaar vanmôre, Here, dat ons 'n verwagting het om u woord te hoor en u wil vir ons lewe te onderskei. En ons verklaar dat ons 'n verwagting het om geestelik te groei. Maak ons ore oop om u stem te hoor, Here, maak ons harte oop om u woord te ontvang en gee dat ons vandag nie net passiewe hoorders van u woord sal wees nie, maar mense wat deur u woord verander word en mense wat deur u woord beweeg word en deur u woord gestuur word. Here, gee dat ons deur hierdie diens nie sommer maar net deur die motions sal gaan nie, maar gee dat ons vandag intentioneel hier sal wees en intentioneel sal deelneem aan dit wat u reeds besig is om hier te doen. En mag alles wat vandag hier gebeur, ons oë net op Jesus rig. Net op Jesus. Mag ons Jesus duideliker sien, mag ons Jesus dieper lief kry en mag ons Jesus meer gewillig volg. Heilige Gees, gaan ons nou vooruit, berei die grond van ons harte voor en laat die saad van die woord vandag vrugbare grond val. Ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat vandag hier teenwoordig is. Amen. Ons is by Handelinge 13 en dit is die hoofstuk, soos wat Marius laasweek gesê het, waar die kerk verander van 'n veilige hawe na 'n lanseerplatform. En as jy Marius se preek van laasweek gemis het, dis regtig nie te werd om dit te gaan opvang. Al die preke van ons reeks oor Handelinge is op ons YouTube kanaal beskikbaar. Jy kan gerus daarna gaan kyk. Maar dit wat Marius laasweek gesê het is in kort, sommer net so in 'n notendop gesê, God stuur die kerk. En iets moet in die kerk gebore word wat uitgaan in die wêreld in en die goeie nuus van Jesus die wêreld invat. En ons moet daartoe waak om te dink aan kerk as 'n plek waar ons by mekaar kom op 'n sekere dag en tyd. Ons moet daartoe waak om aan kerk te dink as iets wat ek een keer 'n week doen. Kerk is nie 'n plek nie, kerk is nie iets wat ons doen nie, kerk is nie 'n adres nie, dis nie 'n gebou nie, dis nie 'n aktiwiteit nie. Ons is die kerk. Ek en jy is die kerk. Ons is die bruid van Jesus. En dis nie iets wat ek kan aan en afskakel nie, dis nie iets wat ek op 'n maandag afsit en op 'n sonndagmôre aansit nie. Ek is kerk, dit is deel van my identiteit, dis integraal deel van my wese. En uiteindelik, as dit jou ingesteldheid is, dan verander dit wat op 'n Sondag hier gebeur. Dan kom ek nie op 'n Sondag kerk toe om vet gevoer te word vir die res van die week nie. Dis nou nie kommentaar op die lekker broodjies wat julle nou gaan kry nie. Dis nou kommentaar op die woord. Okay? Ek kom nie Sondag erediens toe om my geestelike fix te kry vir die week nie. Ek kom na die erediens toe want hierdie is my lanseerplatform. Hier is waar God, ek wil 'n ander metafoor vanoggend gebruik, my soos 'n pyl in sy boog plaas. Hier trek God die snaar terug. Hier rig God my lewe weer op die regte teiken. Hier vorm sy woord my en inspireer sy gees my en dan eindig kerk nie wanneer ons hier amen sê nie,
Wanneer ons hier amen sê, is dit wanneer die snaar gelos word. Jy kan sien ek het nog nooit bo geskiet in my lewe, want niemand los 'n snaar so nie. Alright, maar ek try. Okay. Wanneer ek by daai deure uitstap, dan word ek soos 'n pyl in die wêreld ingestuur, in my huis in die eerste plek, in my werksplek in my skool in, tieners wat vanoggend hier sit, in my vriendekring in my gemeenskap in. 'n Pyl in 'n koker beteken niks. Dis daai ding wat hulle ons agter op die rug sit waar die pyle is. Maar 'n pyl in 'n boog beteken ook niks. Hy moet afgevuur word. Hy moet geskiet word. So die begin van Handelinge 13 sien ons hoe die kerk hulle bestes uitstuur. Hoe hulle bestes lanseer of afvuur in die wêreld in. Paulus en Barnabas en Johannes Markus. Hulle word gestuur. Maar sonder om nou by baie van daai detail, want dis 'n verskriklike vol teks vanoggend, so ek moes mooi kies waaroor praat ons en waar praat ons nie. Maar sonder om by die detail stil te staan van wat daar gebeur het tussen hulle, kom net Paulus en Barnabas dan in Antiochië en Pisidia aan. En wat volg in Handelinge 13 in hierdie verhaal, is dit wat hulle saam met hulle vat die wêreld in. Dit wat ons nou gaan lees, dit is hulle trefkrag, hulle impak nadat hulle afgevuur is in die wêreld in. So nou kan jy Bybel saam met my vat. Ons lees Handelinge 13 en ons lees vanaf vers 13. So Paulus en sy reisgenote het met 'n skip van Pafos af vertrek en by Perge in Pamfilië gekom. Daar het Johannes hulle verlaat en na Jerusalem toe teruggegaan, maar hulle het die reis van Perge af voortgesit en in Antiochië en Pisidia gekom. Op die Sabbatdag het hulle na die sinagoge toe gegaan en daar gaan sit. Na die voorlesing uit die wet en die profete het die raadslede van die sinagoge hulle laat weet: broers, as julle vir die volk 'n woord van bemoediging het, praat maar. Paulus het opgestaan, met 'n handbeweging aandag gevra en gesê: Israeliete en Godsvreesendes, luister. Die God van hierdie volk Israel het ons voorvaders uitgekies en hulle 'n groot volk gemaak toe hulle as vreemdelinge in Egipte gewoon het. Hy het hulle deur sy groot mag daarvandaan uitgelei en hulle in die woestyn ongeveer 40 jaar lank geduldig verdra. Daarna het hy 7 nasies in die land Kanaan uitgewis en hulle land aan die Israeliete gegee. Dit alles het omtrent 450 jaar lank geduur. Daarna het hy rigters oor die land laat regeer tot die tyd van die profeet Samuel. Toe die Israeliete daarna 'n koning wou hê, het God vir Saul, seun van Kis uit die stam Benjamin, aan hulle gegee. Hy het 40 jaar lank geregeer. Nadat God hom van sy ampt onthef het, het hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê: ek het in Dawid, seun van Isaai, 'n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer. En uit hierdie man se nageslag het God volgens sy belofte Jesus as verlosser vir Israel laat voortkom. Voor Jesus se koms het Johannes die hele Israel opgeroep om hulle te bekeer en te laat doop. En toe hy aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê: wie dink julle is ek? Ek is nie hy nie, maar kyk, hy kom na my. Ek is selfs nie werd om sy skoene los te maak nie. Broers, nakomelinge van Abraham en julle Godvreesendes, aan ons het God hierdie boodskap van die verlossing gestuur. Die inwoners van Jerusalem en hulle leiers het vir Jesus nie erken nie. Deur om te veroordeel, het hulle die uitsprake van die profete wat elke Sabbatdag voorgelees word in vervulling laat gaan. En alhoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon kry nie, het hulle tog vir Pilatus gevra om Jesus om die lewe te bring. Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het wat van hom in die skrif geskrywe staan, is hy van die kruis afgehaal en begrawe. Maar God het hom uit die dood opgewek. Hy het in die loop van baie dae aan die mense verskyn wat saam met hom van Galilea af na Jerusalem toe gegaan het. Hierdie mense is nou sy getuies by die volk. En nou verkondig ons aan julle die goeie boodskap dat God
die belofte aan die voorvaders vir ons, hulle nageslag, vervul het, deur Jesus uit die dood te laat opstaan. So staan daar dan ook in die 2de Psalm geskrywe, jy is my seun, vandag het ek aan jou die lewe gegee. God het hom uit die dood laat opstaan, en daarom sal hy nooit vergaan nie. Dit het God met die volgende woorde gesê, ek sal vir julle die heilige en betroubare beloftes vervul wat ek aan Dawid toegesê het. Daarom sê God ook op 'n ander plek, u sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie. En volgens die besluit van God het Dawid tog gesterwe nadat hy die mense van sy tyd gedien het. Hy is by sy voorvaders begrawe en sy liggaam het vergaan, maar Jesus se liggaam het nie vergaan nie. God het hom uit die dood opgewek. Daarom, broers, moet julle goed weet dat wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes deur hom is, en dat elkeen wat glo deur hom vrygespreek word van alle sondes. Die wet van Moses kon julle nie vryspreek nie. Pas dan op dat wat die profete gesê het, nie met julle gebeur nie. Kyk, julle verag God. Julle sal verstom staan en ten gronde gaan. Want in julle tyd doen ek iets wat julle beslis nie sal glo as iemand dit vir julle vertel nie. Terwyl hulle die sinagoge verlaat het, die mense vir Paulus en Barnabas gevra om hulle die volgende Sabbatdag meer van hierdie dinge te vertel. En nadat die sinagoge uit was, het baie van die Jode en van die mense wat van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het, saam met Paulus en Barnabas gegaan. Die het met hulle gepraat en hulle aangemoedig om op die genade van God te bly vertrou. Die volgende Sabbatdag het byna die hele stad bymekaar gekom om die woord van die Here te hoor. Toe die Jode die groot opkoms sien, is hulle met afguns vervul en het hulle telkens Paulus se woorde teëgespreek en hom beledig. Paulus en Barnabas het reguit vir hulle gesê, die woord van God moes eers aan julle verkondig word. Dis nou die Jode. Maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie werd is nie, gaan ons nou na die mense toe wat nie Jode is nie. Want so lei die Here se opdrag aan ons. Ek het u gegee as 'n lig vir die nasies sodat ons verlossing kan bring tot die einde van die aarde. Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Die woord van die Here het dwars deur die hele streek versprei. Maar die Jode het vooraanstaande godvreesende vroue en toonaangewende burgers van die stad teen Paulus en Barnabas opgesweep. Hulle is vervolg en uit die streek verdrywe. Hulle het toe as gebaar teen die stad die stof van hulle voete afgeskit en na Ikonium toe gegaan. Die gelowiges in Antiochië was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. So op die Sabbatdag gaan sit Paulus en Barnabas in die sinagoge in Antiochië in Pisidië. Nou kom net om jou geografies net gou vir 'n oomblik te oriënteer, om vir jou 'n kaart te wys. Ons weet Paulus vertrek vanuit Antiochië in Sirië. En nou kom hy weer by Antiochië aan. Hy het nie in 'n sirkel geloop nie, hy is nie terug waar hy begin het nie. Antiochië was eintlik 'n baie algemene stadsnaam in daai tyd gewees. En hierdie Antiochië waar hulle nou is, in die gebied van Galasië, en hulle praat spesifiek van Antiochië in Pisidië. Sonder om nou in daai detail dieper in te gaan. Dit was Paulus se vaste patroon gewees. Ek hoop jy sien dit ook raak as jy Handelinge lees, dat wanneer hy in 'n stad aankom en daar is wel 'n Joodse sinagoge daar, dan begin hy daar. Hy gaan eers na die mense wat reeds die skrifte ken en wat die God van Israel aanbid en wat die koms van die Messias verwag. So hy gaan na daar waar die fondasie eintlik klaar gelê is. Dit was die normale gebruik dan in die sinagoge, dat hulle eers uit die wet en die profete gelees het en daarna sou daar 'n stuk onderrig plaasvind. Maar as daar 'n bekwame besoekende gas teenwoordig was, dan was hy dan is hy genooi om die mense toe te spreek en iets met die mense te deel. En dit is dan nou presies wat ons sien hier gebeur. Hoe weet hulle Paulus, hulle is bekwaam?
Sê maar, die Bybel sê dit nie vir ons nie. Maar dit is wat hier gebeur. Ons gaan nou so 'n bietjie iets daaroor sê. Na die voorlesing stuur die leiers dan boodskap na Paulus en Barnabas toe sê hy, as julle 'n woord van bemoediging het, ons is oop vir dit, om praat asseblief met die mense. Ek wil vir jou sê, wat 'n geleentheid. Wat 'n geleentheid. Maar sien jy wat hier gebeur? God is reeds aan die beweeg. Lank voor Paulus en Barnabas hulle monde oopmaak. Niemand het vooruit gegaan om vir hulle 'n geleentheid te reël nie. Daar was nie 'n vergadering of 'n kommissie of 'n strategiese beplanning om vir Paulus en Barnabas 'n spreekbeurt te kry nie. Hulle kom eenvoudig daaraan, hulle gaan sit in die sinagoge en God maak die deur vir hulle oop. God skep die geleentheid vir hulle. Ek wil hê jy moet dit sien, God beweeg. Die Heilige Gees werk. En hier kry hulle 'n unieke geleentheid om die evangelie van Jesus te verkondig. En ek dink, hier's iets wat ek en jy vandag net moet hoor, as ons die teks na ons eie lyf toe wil trek. Ons het nie foefies. Wanneer laas julle daai woord gehoor? Foefies. Ons het nie foefies of gimmicks nodig om die koninkryk van God te laat groei nie. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons het nie nodig om die heel beste predikante hiervoor te hê nie. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons het nie nodig om opgeleid te wees om voor mense te praat nie. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons het die Heilige Gees nodig. Die beste voorbereiding, die beste skakelwerk, die beste geleenthede is die wat die Heilige Gees voorberei. Nie die wat ons self gaan bewerkstellig nie. En die Heilige Gees werk lank voor ons op 'n plek aankom. Ons praat altyd van die Missio Dei, die sending van God en die beeld wat daaraan gekoppel is dat God reeds aan die werk is. Dit is nie ons sending nie. Dis die Missio Dei, dis die sending van God. God is reeds aan die werk, ons moet net hoor waar hy aan die werk is en by hom inskakel. Dis die Missio Dei. En dis presies wat hier gebeur. Die Heilige Gees was lankal aan die werk. Paulus en Barnabas het nie die Heilige Gees soontoe gevat nie. Paulus en Barnabas het nie God soontoe gevat nie. God was daar, God was aan die werk. Paulus en Barnabas het uitgevind waar God aan die werk is en hulle het met God hande gevat. En net vir my hier op Paulus se reaksie. Toe hulle vir hom sê, hoe so julle asseblief kom sê ietsie vir ons. Toe sê Paulus, Jana, ek het niks voorberei nie. Ag, ekskuus, ons is nie hier. Ons sal, as jy ons kans gee, volgende Sabbat terugkom en iets deel nie. Nee. Hy sien die geleentheid, hy gryp die geleentheid, hy staan op, hy bedui met sy hand, hy maak sy mond oop en hy praat. Ek wonder hoeveel keer dieselfde met ons gebeur. Hoeveel geleenthede kom oor ons pad wat die Heilige Gees reeds die voorbereiding gedoen het. Die Heilige Gees het reeds vir ons die werk gedoen. Die opportunity is daar, die deur word vir ons oopgegooi. 'n Gesprek raak onverwags geestelik. So 'n gesprek met 'n kollega by die werk of met jou kind raak onverwags geestelik. Of iemand vra jou iets oor die Bybel of oor kerk. Of iemand gaan deur 'n moeilike tyd en in 'n gesprek met mekaar maak daai persoon spontaan teenoor jou oop. Of iemand vra vir jou, sal jy vir my bid? Ek dink dit gebeur dalk minder. Of iets so eenvoudig soos, wie sal vandag se vergadering vir ons met gebed afsluit? Dis alles deure wat vir ons oopgemaak word. Dit is alles geleenthede waar die Heilige Gees reeds aan die werk was voor ons daar aangekom het. Maar ons wil altyd wag vir die perfekte geleentheid. En ons wil altyd die perfekte woorde hê of perfek voorberei wees. En miskien moet ons sommer net dit uit Paulus se optrede hier hoor vandag. God beweeg, die Heilige Gees is aan die werk, nie deur perfek voorbereide preke nie. Nie deur foutlose gebede nie,
maar meerendeels deur bereidwillige mense. Ouens wat opstaan en sê, Here, hier's ek, gebruik my. Ek het nie 'n klou nie. Ek weet nie wat ek nou moet sê nie, Here, ek het niks voorberei nie, maar ek's bereid om my mond oop te maak en te praat, want ek sien dat die deur wat hier oopgegaan het, was die Heilige Gees, en ek wil nie die geleentheid mis nie. Paulus was altyd gereed. Nie perfek nie, gereed. En wanneer die deur vir die evangelie oopgegaan het, dan het hy die geleentheid aangegryp en het hy sy voet deur daai deur gesit. So moenie 'n geleentheid laat verbygaan waar die Heilige Gees vir jou voorberei het en waar God jou doelbewus geposisioneer het omdat jy skaam is, of omdat jy onseker voel, of omdat jy dink jy's nie goed genoeg toegerus nie. Luister jy vir my, jy hoef nie goed genoeg toegerus te wees nie, want God doen sy beste werk deur ouens wat nie weet wat hulle doen nie. Jy hoef nie die perfekte woorde te hê nie. Jy moet net bereid wees om op te staan en jou mond oop te maak. En die Heilige Gees doen die res. En nou trek Paulus weg met 'n preek en wow, wat 'n fantastiese preek. Dis nou 'n preek wat enige dominee opgewonde maak. Nou dis die derde groot preek wat ons in Handelinge kry. Ons het al ene by Stefanus gehoor, ons het al 'n paar by Petrus gehoor, maar hier is verseker nie Paulus se eerste preek nie. Dis net sy eerste groot preek wat ons in die Bybel opgeteken het. En in Paulus se preek is daar hoofsaaklik 3 bewegings, 3 goed wat hy sê, 3 punte wat hy maak, en ek wil vanoggend by daai 3 goed vir jou stil staan, en ek wil jou daardeur vat. Die eerste ding wat Paulus hier sê, waarby ons gaan stil staan, is, Jesus is die hoogtepunt van die geskiedenis. Nou kyk, as ek geskiedenis sê, dan sê 'n paar van julle wat al klaar julle tone so trek. Geskiedenis. Wie het geskiedenis gehaat op skool? Okay, wie het geskiedenis gehaat op skool? Okay, so omtrent dieselfde hoeveelheid wat hulle hande die eerste keer opgesteek en die tweede keer opgesteek. So geskiedenis is nie dalk altyd vir almal ewe lekker nie, maar Paulus is hier besig met iets. So kom ons kyk wat hy doen. Heel eers vat hy hulle deur hulle eie geskiedenis, deur hulle eie storie. Hy begin by wat hulle weet en dan gee hy vir hulle geskiedenis in 'n neutedop. En dis nie hulle geskiedenis nie, dis eintlik God se verlossingsgeskiedenis. Hulle het dit ook so verstaan, want hulle het verstaan God is hulle God en die pad wat God met hulle stap is hulle verlossingspad. So hy vat hulle deur hulle eie verlossingsgeskiedenis in die Ou Testament. En hy begin by die aartsvaders, deur ver in Genesis, en hy eindig by die konings. En hy sê basies dit. Hy sê God het Israel se voorvaders uitgekies. God het die volk in Egipte laat groei en groot word. God het toe met sy eie hand die volk uit Egipte uitgelei. God het self hulle vir 40 jaar in die woestyn versorg en verdra, want hulle het aanhou moundeelde. God het toe vir hulle eie land gegee, en in daai land het God vir hulle rigters gegee om oor hulle te heers. En toe hulle daarop aandring dat hulle konings wil hê, het God vir hulle konings gegee. Wat hy sê. Hoor jy, wie is die onderwerp van hierdie hele storie? God. God kies, God lei, God dra, God gee, God red. God stel aan. Nou ek kan my sommer net voorstel hoe hierdie ouens daar in die sinagoge gesit en hulle knik hulle koppe baie instemmend. Hulle ken hierdie storie, is hulle storie, hulle is trots op hierdie storie. Maar Paulus is nie hier besig sommer net met enige geskiedenisles nie. Hy's ergens een op pad. Elke naam, elke gebeurtenis, elke beweging deur Israel se geskiedenis getuig daarvan dat God aan die werk is. Hierdie is God se storie en niks is toevallig nie. En dan bring Paulus hulle by die konings.
So, die volk het daarop aangedring, hulle wil 'n koning hê, want al die ouens om hulle het konings, en aanvanklik gee God dan vir hulle Saul, as julle die storie kan onthou, 'n man wat kop en skouers bo die res uitgestaan het, 'n aantreklike man, was 'n smart kerel geweest, maar dit was die man van hulle keuse. En hy regeer vir 40 jaar lank, en dit was 'n disaster. Nie alles nie, maar hy droog gemaak. En dan verwyder God hom uit sy posisie, en hy gee vir Israel 'n koning na sy eie hart, Dawid. En hier dink ek die mense in die sinagoge so 'n bietjie hulle hande gevry, weet hulle raak opgewonde, hulle like hierdie storie, dit klink vir hulle goed. Hulle weet van Dawid. Dawid was die koning wat sy naam nog op almal se lippe was. Want Dawid het hulle goue era verteenwoordig. Jy kan die Bybel gaan lees. Dit het met Israel nooit so goed gegaan soos wat dit gegaan het in Dawid se tyd nie, en daarna het dit nog nooit weer met hulle so goed gegaan nie. So Dawid het vir hulle hierdie goue era in hulle bestaan gesimboliseer. Maar Dawid was meer as net 'n herinnering aan beter dae vir hulle. Koning Dawid was daar 'n belofte waarin hulle tot daai dag toe nog vasgehou het. En die belofte kry ons in 2 Samuel 7. En dis waar God beloof dat daar uit Dawid se nageslag 'n koning gaan kom, wie se koningskap vir ewig sal bestaan. Jesus, en hulle mond het gewater vir daai dag. Hulle kon nie wag vir daai dag nie. Maar eeue gaan verby, die koninkryk skeur in 2, julle ken die verhaal, Jerusalem val, die volk word in ballingskap weggevoer, ander wêreldmagte neem beheer oor hulle oor, en hier sit hulle self nou onder Romeinse oorheersing, maar die belofte bly staan. So ons hou vas aan die belofte. En daarom leef daar in Israel die hoop en die verwagting dat eendag gaan God die Messias stuur, die gesalfde een stuur, die seun van Dawid stuur, die koning wat God beloof het, wat vir altyd gaan regeer. En Paulus weet dit, en daarom bring hy hulle presies tot op hierdie punt. Hy ken die verwagting in hulle harte. En dan kom hy by vers 23 en hy sê, uit hierdie man, dis nou Dawid, sy nageslag, het God vir Israel in ooreenstemming met sy belofte 'n verlosser of 'n Messias voortgebring. Nou ek dink as Paulus op hierdie punt gestop het, sou elke Jood in die sinagoge nog waarskynlik gesê het, amen, amen. As dit is wat hulle gesê het. Maar Paulus stop nie hier. En die laaste woord tref hulle soos 'n donderslag. Nou ons verloor so 'n bietjie iets van die impak van hierdie sin in Afrikaans, maar in die Grieks is die laaste woord Jesus. En dan klink die vers so. Hy sê, uit hierdie man se nageslag het God vir Israel in ooreenstemming met sy belofte, so herinner hulle aan die belofte, 'n verlosser voortgebring. Jesus. Bam. Daar's die punchline. Hy sê, dis waar hy nog heeltyd op pad was. Hy wil hulle herinner aan die belofte van die Messias, en dan wil hy vir hulle sê, Abraham was nie hulle eindpunt nie, Moses was nie hulle eindpunt nie, die beloofde land was nie hulle eindpunt nie, Saul was nie hulle eindpunt nie, Dawid, die koning in die goue era, dit was nie hulle eindpunt nie, alles lei na Jesus. Hy trek vir hulle die leiding. Hy sê, weet julle wat? Jesus is die hoogtepunt van julle geskiedenis. Alles wat julle weet, alles waarmee God met julle besig was, bereik sy hoogtepunt in Jesus. En Paulus sê vir hulle, julle wag nog vir hom, maar ek het nuus vir julle, hy het gekom. God was deur julle geskiedenis aan die werk, en al die lyne, al die beloftes, al die mense, al die gebeure, kom wel by een persoon by mekaar, en dit is Jesus die Christus, Jesus die Messias. Nou, Basila, dit is nie net Israel se storie nie. Ek dink ons maak soms presies dieselfde fout met ons eie storie. Ons dink
ek het so 'n video van John Piper gesien wat hy 'n klas wat gradueer toespreek. En dan vra hy vir hulle, wat is jou droom? En dan sê hy wil vir hulle die saadste ding lees wat hy al ooit in sy lewe gelees het, en dan haal hy 'n briefie of 'n papiertjie uit en wat vertel van 'n man en 'n vrou wat hard gewerk het hulle hele lewe lank en geld bymekaar gemaak het om 'n huisie by die see te koop, en die som totaal van hulle lewe op die stadium is, hulle gaan in die oggend vir lekker stappies op die strand en hulle tel skulpies op. En dis wat hulle opgewonde maak. En dan sê hy, moet nooit daar in jou lewe kom, waar dit jou tevrede stel nie. Ons dink baie keer in ons lewe, moet ons by die regte plek uitkom. Ek moet net die regte werk kry, of in die regte werksplek wees. Ek moet net 'n gelukkige huwelik hê, of 'n goeie huis, of genoeg geld, of goeie gesondheid, of 'n gemaklike aftrede, of finansiële sekuriteit. Ek weet nie wat dit is waarna toe jy werk nie. En dan as al daai goed in plek is, sal ek voel ek het gearriveer. Dan sal ek voel ek het 'n goeie lewe gehad. Maar dan kom daar seisoene in ons lewe wat glad nie volgens plan verloop nie. 'n Deur gaan toe, 'n verhouding eindig, 'n gebed bly onbeantwoord, 'n droom sterf. En dan ewe skielik is ek in 'n eksistensiële krisis, want wat is my storie dan nou veronderstel om te wees? Dit was waarna toe ek die hele tyd gewerk het. Maar ek wil vir jou vra vanoggend, dink dit gou vir 'n oomblik terug aan jou eie lewe. Miskien was daar al 'n groot vreugde in jou lewe, maar kom ons fokus op die minder lekker goed. Miskien was daar al 'n wagtyd in jou lewe, of 'n siekbed, of 'n groot verlies, of 'n deur wat toegemaak het, of 'n plan wat nie uitgewerk het nie, of 'n droom wat nie gerealiseer het nie. En toe jy midde in daai seisoen was, dink dit gou daaroor, het jy dit nie verstaan nie. Het dit nie vir jou sin gemaak. Miskien is jy nou daar, in die middel van so 'n seisoen, wat jy sê, Here, dit maak net nie sin nie. Maar ons wat deur so 'n seisoen is, hulle sê hindsight is 2020, as jy omdraai en jy kyk terug, was dit nie juist daai seisoen wat jy Jesus die diepste leer ken het nie? Was dit nie juist daar waar jy nou kan sien hy jou gedraai het nie? Was dit nie juist daar waar jou geloof verdiep het nie? Waar God jou karakter gevorm het nie? En ek dink Handelinge 13 in die eerste deel van Paulus se preek herinner ons, God is besig met 'n groter storie. Israel het dit nie altyd gesien nie. In Egipte het hulle dit nie gesien nie. In die woestyn het hulle dit waaragtig nie gesien nie. In ballingskap het hulle dit nie gesien nie. En onder Romeinse oorheersing kan hulle dit waarskynlik nog steeds nie sien nie. Maar God is aan die werk. En uiteindelik het elke pad, elke belofte, elke stukkie van die storie na Jesus toe gelei. Die grootste doel van God se storie is nie om uiteindelik al my drome en my visies te verwesenlik nie. Die grootste doel van God se storie is Jesus. Dit is dat ek Jesus beter sal leer ken. Dit is dat ek meer soos Jesus sal word. En dit is dat ek eendag by Jesus sal wees. God is besig om 'n storie te skryf. Ek's deel van daai storie, maar die storie gaan nie oor my nie. Ek is nie die hoofkarakter in my eie lewensverhaal nie. Jesus is. Of ten minste dis hoe dit veronderstel is om te wees. Alles in die geskiedenis lei na Jesus. Die tweede ding waar Paulus dan nou fokus is, hy sê, en Jesus is die vervulling van skrif. So, eers het Paulus hulle deur hulle geskiedenis gevat en vir hulle gewys hoe alles deur hulle geskiedenis na Jesus toe lei. Maar nou ontstaan die vraag uit die aard van die saak by hierdie mense, okay, maar hoe weet ons dat Jesus dan nou die Messias is? Bewys dit. En Paulus se antwoord is eenvoudig, gaan kyk na die skrif. Hy sê vir hulle, elke Sabbat
lees julle die wet en die profete. Julle ken hierdie profeseë. Julle wag vir die Messias, maar toe die Messias uiteindelik hier is, toe erken julle hom nie. Hy sê, hier is die ironie van dit alles. Hy sê, deur hom te verwerk, het julle juist die skrif in vervulling laat gaan. En dan haal hy 'n klomp goed vir hulle aan, uit hulle geskrifte om vir hulle te wys, maar Jesus is die Messias. Nou daar is naraming, ek het probeer gaan kyk vir 'n baie meer spesifieke getal, maar teoloë verskil baie daaroor, maar daar is naraming meer as 300 profeseë in die Ou Testament, wat vooruitwys na die koms van 'n Messias. Dis 'n konservatiewe skatting, daar's ouens wat tot soveel so 600 kry, dit hang af hoe jy die skrif lees. En elkeen van hierdie 300 plus profeseë vind hulle vervulling in Jesus, of in sy geboorte, of in sy lewe, of in sy bediening, of in sy lyding, of in sy dood, of in sy opstanding, of in sy hemelvaart. Ons kan die lyntjies trek van die Ou Testament na Jesus toe. Dit is nie toeval nie. Dit is menslik gesproke, wiskundig onmoontlik, dat een persoon toevallig soveel profeseë in die Ou Testament sal vervul. Dis wiskundig onmoontlik. Paulus sê hier vir die Jode, selfs die skrif wat julle elke Sabbat lees, getuig daarvan dat Jesus die Messias is. Hulle kon geen rede vind, wettige rede vind om Jesus te veroordeel nie, en tog dring hulle by Pilatus daarop aan dat hy gekruisig moet word. Jesus sterf, hulle haal hom van die kruis af, en hulle gaan lê hom in die graf, en vir 'n oomblik lyk dit vir die Jode, asof hulle gewen het en die storie daar eindig, maar dan kom Paulus met die woorde van vers 30, en hy sê, maar God, weer eens God is aan die werk, maar God het hom uit die dood uit opgewek. En hierdie woorde, maar God, verander hulle hele geskiedenis. Jesus was nie maar net 'n goeie mens, wat 'n goeie lewe geleef het, en 'n marteldood gesterf het, en nou is hy die voorbeeld vir ons moet leef nie. Hy is God. En die Bybel vertel vir ons dat hy nie meer in die graf is nie. God het hom uit die graf uit gaan haal. Hy het hom opgewek, hy het hom lewendig gemaak. En Paulus vat hulle terug na hulle eie Bybel, na hulle eie geskrifte. Dit wat hulle daai tyd gehad het, onthou, die Nuwe Testament nie geskryf nie. Hulle Bybel was die Ou Testament, as ek dit so wil doen. Hy sê vir hulle, kyk na Psalm 2, kyk na Psalm 16, en hy wys na die beloftes wat God aan Dawid gemaak het, en dan sê hy, kyk na hierdie beloftes, en dan kyk julle na Jesus. Jesus is ongetwyfeld die beloofde Messias. Hierdie woorde sê, hy gaan nie oor Dawid nie. Dawid het gesterwe, hy is begrawe, sy liggaam het vergaan, maar Jesus leef. Jesus het aan die apostels verskyn. En dit is belangrik vir hulle gewees om hierdie te internaliseer, want die opstanding van Jesus is God se groot bevestiging, dis eintlik God se stempel op die feit dat Jesus die beloofde Messias is. Want as Jesus in die graf gebly het, was hy nie die ewige koning waarop Israel gewag het nie. Maar die graf is leeg. Jesus leef, hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van God, en vandaar heers hy. Hy is die ewige koning. En Paulus raak opgewonde hieroor. En die punt wat hy hier vir die Jode wil onderstreep, is dat alles in die skrif lei na Jesus toe. Hy sê, Jesus is die vervulling van hele skrif. Daar's nie 'n manier om die Bybel te lees en nie by Jesus uit te kom nie. En so hoor ek ook vanoggend 'n waarskuwing hier in Paulus se woorde vir ons vir vandag. En dit is dat jy Sondag na Sondag kerk toe kan kom. Jy kan jou Bybel goed ken. Jy kan die liedere hier saam sing. Jy kan die kerktaal praat. Jy kan presies weet wanneer en waar om amen te sê en steeds die een mis na wie dit alles wys. Waak daarteen om so besig te raak met Christendom dat jy Christus in die proses mis.
Die Jode was so besig met die profeseë van die Messias, dat hulle die Messias gemis het. Die doel van die Bybel is nie dat ek en jy maar net bloot meer van Jesus sal weet nie. Die skrif wil my by Jesus uitbring. Die skrif wil my vorm om meer soos Jesus te wees. En daarom is die ware toets van Bybelkennis nie, hoeveel weet ek nie, maar eerder, wat doen dit aan my? Hoe verander dit my? Het ek nou meer genade? Vergewe ek makliker? Het ek mense meer lief? Het ek meer deernis met mense? Is ek stadiger om kwaad te raak? Is ek meer bewus van die wat swaar kry? Is ek meer bereid om te dien? Is ek meer gehoorsaam wanneer ek die beweging van die Heilige Gees voel? Ek wil vandag vir jou vra, maak die Bybel jou slimmer of maak hy jou sagter? Want alles in die skrif lei na Jesus. Jesus is die vervulling van die woord. En hoe meer ek my lewe aan die woord van God blootstel, hoe meer behoort mense Jesus in my raak te sien. Die derde ding wat Paulus sê is, Jesus is die enigste verlosser. So Paulus het hulle nou hier, deur hulle eie storie, hulle geskiedenis gevat. Hy het vir hulle gewys dat Jesus die hoogtepunt van die storie is. En toe vat hulle die skrif en hy wys vir hulle dat Jesus die vervulling van al die profeseë was en hulle hoop op die Messias is. Jesus is dit. En nou kom hy by die groot vraag uit, hoekom het Jesus gekom? Net om hierdie klomp profeseë te vervul en dan terug te gaan hemel toe. Paulus sê, nie, hy het gekom om julle te red. En hier bereik Paulus regtig die hart van sy preek. Hy sê, daarom, met ander woorde, omdat Jesus die beloofde Messias is, omdat hy gekruisig is, omdat hy opgestaan het uit die dood, verkondig ons aan julle vergewing van sondes. Deur wie? Deur hom. Dis ons wat julle vergewe nie, dis hy. En hier verander Paulus se preek so bietjie. Paulus sê vir hulle, die wet van Moses is goed. Dit het jou gewys hoe heilig God is. Dit het jou gewys wat sonde is. Dit het jou gewys dat jy skuldig is. Maar die wet kan jou nie skoonmaak nie. Die wet kan jou wond wys, maar hy kan jou nie genees nie. Die wet kan jou skuld bewys, maar dit kan nie jou skuld wegneem nie. Die wet kan jou God se standaard wys, maar die wet kan jou nie by God se standaard uitbring nie, maar Jesus kan. Jesus kan, sê hy vir hulle, aan die kruis kom neem Jesus jou skuld op hom. Hy dra die straf wat jy verdien. Hy betaal die skuld wat jy nie kan betaal nie. Hy sterf die dood wat jy veronderstel is om te sterf, sodat jy die lewe kan ontvang wat jy nie eintlik verdien nie. En toe staan hy uit die dood uit op. God het hom opgewek. Nie om te bewys dat hy sterker as die dood is nie, maar om vir elkeen wat in hom glo, saam met hom 'n nuwe lewe te gee, die ewige lewe te gee. In vers 39 sê, elkeen, nie net goeie mense nie, nie net godsdienstige mense nie, nie net die Jode nie, elkeen wat glo. Nie wat hard genoeg probeer nie, nie wat die Bybel goed genoeg ken nie, nie wat 'n spotless kerk bywoning rekord het nie. Elkeen wat glo. Met wat gebeur met hulle? Hulle word regverdig gemaak. Wat beteken dit? Dit beteken God verklaar jou skuldige persoon onskuldig. Nie omdat jy onskuldig is nie, nie omdat jy 'n goeie rede het om te doen wat jy doen nie, maar omdat Jesus klaar vir jou skuld betaal het. Nou Basilea familie, miskien sit jy al 20 jaar of langer, baie langer, is baie van julle wat baie langer in die kerk sit. Miskien ken jy elke liedjie wat ons op 'n Sondag hier sing. Miskien ken jy al die Bybelverhale baie goed uit jou kop uit. Miskien is jy al so familier met die Christelike godsdiens, dat niks wat ek in die oggend hier sê jou kan verras of vir jou regtig nuut is nie. Maar die vraag wat ek vanmôre vir jou wil vra is, het jy al by Jesus uitgekom? Nie ken jy die Bybel nie,
nie hoe gereeld gaan jy kerk toe nie, nie is jy gedoop nie, maar vertrou jy vir Jesus? Verstaan jy wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het? Want daar is waaragtig net een ding wat jou met God versoen, en dis nie jou goeie werke nie, dis nie jou goeie godsdienst nie, dis nie jou briljante kennis van die Christelike geloof nie, dit is net Jesus. Op niks anders kan jy jou roem nie. Op niks anders kan jy op die oordeelsdag voor God gaan staan nie. Net op Jesus. En dit wat hy aan die kruis gedoen het vir jou. Dis die evangelie. Dis wat Paulus met hierdie ouens deel. En ek wil jou vanoggend sommer net nooi om jou oë net weer op Jesus te rig. Miskien moet jy self net weer bietjie herfokus. En as my gebed vandag dat die Heilige Gees jou fokus net vandag weer op Jesus sal sit. God wil nie hê ons moet vandag net bewonder dit wat hy in die geskiedenis gedoen het nie. Hy wil nie hê dit moet net vir ons 'n goeie storie wees nie. Hy wil nie hê ons moet net saamstem, ja, alles in die Bybel gaan oor Jesus en stem saam nie. Hy wil nie hê ons moet net die storie hoor en net agree en vandag in die kerk sit en ons koppe knik en sê, ja, ons weet al wat ons doen. Hy wil ons moet na Jesus toe kom. Want elkeen wat in Jesus glo, ontvang vergifnis, word vrygespreek en ontvang die ewige lewe. Toe ons vanoggend begin het ons mekaar gesê, hierdie erediens is ons lanceerplatform. Ek hou van daai beeld wat Marius gebruik. Dit is ons lanceerplatform. Hier is waar God ons weer deur sy woord en sy gees skerp maak. Oor 'n paar oomblikke gaan ons amen sê en as hierdie erediens verby, maar die kerk is nie verby nie. Ons is nog steeds kerk. Lank na die amen is ons nog kerk. En na die amen begin ons sending eers. Dan los God die snaar. Dan stuur God jou na jou huis toe, na jou werk toe, na jou skool toe, jou woonbuurt, jou vriende, jou familie toe. Maar God wil jou vanoggend hier afvuur in die wêreld in, jou lanceer hier in die wêreld in, met een boodskap. Net Jesus. Net Jesus. Nie jou opinies nie, nie jou planne nie, nie jou wysheid of jou lewenservaring nie, net Jesus. Jesus is die hoogtepunt van ons storie. Jesus is die vervulling van die woord, maar Jesus is die enigste verlosser. En dis net Jesus wat die mense daar buite nodig het. Ek sê weer, nie jou opinies nie, nie jou slim plannetjies nie jou kritiek nie, nie jou wysheid wat jy dink jy het, of jou lewenservaring nie, net Jesus. Ek wil vir jou vra, as jy uitstap, wat vat jy saam? Die boodskap dat Jesus vir almal wat in hom glo se sondes gesterf het. Dat hy jou vergewe, dat hy jou regstel by God, dat hy opgestaan het uit die dood, dat hy lewe sodat jy kan lewe en die ewige lewe kan hê, en dat hy sit aan die regterhand van God, en dat hy regeer. Dis wat jy saam met jou vat. Dis die evangelie in 'n netedop. En my gebed vir jou is dat wanneer die wêreld jou hierdie week ontmoet, wanneer jy land op daai teiken waarin God jou vandag afvuur, mag hulle nie jou slimheid onthou, jou slim woorde onthou nie. Mag hulle nie jou flamboyante persoonlikheid onthou nie. Mag hulle nie eers jou naam onthou nie, maar mag hulle Jesus in jou ontmoet en Jesus onthou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U deur die geskiedenis praat. Dankie dat U deur U skrif praat. Maar bo alles, Here, dankie dat U finaal en volkome deur U Seun Jesus Christus praat. Here, vergewe ons wanneer ons so maklik besig raak met godsdiens
dat ons vir Jesus uit die oog verloor. Vergewe ons wanneer ons die Bybel lees, sonder om regtig by Jesus uit te kom. Vergewe ons wanneer ons maar net deur die ritmes gaan, en wanneer ons maar net kennis versamel, maar nie regtig ons harte oorgee aan Jesus nie. Dankie Jesus dat U gekom het om te doen wat ons nooit self kon doen nie. Dankie dat U ons skuld op U geneem het. Dankie dat U die straf gedra het wat ek verdien. Dankie dat U opgestaan het uit die dood en dat daar deur U vergifnis is, dat daar deur U vryspraak is, dat daar deur U die ewige lewe is vir ons wat glo. Maar Heilige Gees, ons wil in afhanklikheid van U vandag en van U werk en U leiding vandag kom vra, kom rig net weer ons oë op Jesus. Dat ons fokus net daarop is. Laat niks vir ons belangriker word as Jesus nie. Kom vorm ons om meer soos Jesus te wees. Gee dat mense hierdie week nie net goeie mense in ons sal sien nie, maar dat hulle iets van Jesus in ons sal raak sien. Dat hulle iets van Jesus in ons sal ontmoet. En wanneer ons nou hierdie kerkgebou verlaat, Here, vuur ons af soos pyle in hierdie wêreld in. Geef vir ons die moed om te gaan waarheen U ons stuur. Geef vir ons die geleenthede, maar maak ons oop om daai geleenthede raak te sien, Here, wat U lankal reeds voorberei. Geef vir ons harte wat bereid is om gehoorsaam te wees. Geef ons die guts om op te staan en ons monde oop te maak om van Jesus te getuig. Om Jesus se storie te deel. Want dis die storie wat die hele wêreld verander het. Mag ons lewe hierdie week net een boodskap dra. Net een boodskap preek, Here. Net Jesus. Net Jesus. Nie ek nie, nie my vermoëns nie. Net Jesus. Kom maak ons sommer net vanoggend bewus, Here, van daar waarop ons op onsself staat maak. Vir daar waar ons fokus na onsself gedraai het. Vir daar waar ons die hoofrol in ons eie lewe begin inneem het. Kom draai ons fokus vandag weg van onsself af. Sit ons oor vandag net op Jesus. Kom bevestig sommer net weer die storie, die evangelie in ons elkeen se gees. Here, dat U vir ons gesterf het. Dat U ons regstel by God, dat daar vir ons vergifnis is, dat U opgestaan het uit die dood. Dat U opgevaar het na die hemel en dat U ook nou vanuit die hemel regeer. Kom bevestig daai storie, daai verhaal wat ons lewens verander. Kom bevestig dit weer in ons gees. Ons het vanoggend sommer net weer 'n vars dosis van die evangelie nodig. Net Jesus, niks anders maak saak nie. Net Jesus. Amen.